You may be seated. Mag maar sit. Thanks, Lord. Dankbaar vir jou, broer It's Bordes. certainly a grand Dis beslis 'n privilege to groot be voorreg here. om hier in San Jose te wees vanaand. I might say that this was Ek mag sê dat hierdie my eerste uitnodiging na Kalifornië toe was en dit het my 14 jaar geneem om hier te kom. Ek was al oral elders, maar kom uiteindelik by San Jose uit. En ek het gehoor dat ek hierdie keer sou kon kom. Dit het beslis my hart verbly, want daar was een of ander pastoor hier, miskien op die platform vanaand, wat my die eerste uitnodiging 14 jaar gelede gegee het en my eerste een. En so ek het rondgekyk op die kaart en oorkant. Ek was in Fresno en rondom ter voorbereidinge net hier gekom. Julle weet, hulle sê altyd die beste is laaste. Is dit? Hou die beste vir die laaste. Is dit wat dit is? Die nagereg. Looks at this nice audience tonight. Lyk asof hierdie gawe gehoor vanaand, so groot verwagting op julle gesigte. Lyk asof julle uitsien na iets om te gebeur. Then I am believing this Dan is glo the ek Lord dit that is saves die Here the die best beste of the best. vir die laaste gehou het. We have just closed a great meeting down to Ons het pas 'n groot the diens Angelus afgesluit Temple. onder by die Angelus Tempel en ons het wonderlike tyd daar ondergaan. Die Here het ons geseën en het vir ons honderde siele groot getuienisse van alle soorte rolstoele, beddens gegee. A young colored girl was called in the 'n meeting. Jong gekleurde meisie is uitgeroep in die diens en ek glo dat ek haar getuienis daaroor kan dat sy 2 gewasse gehad het wat in kanker verander het, een aan elke kant, waaraan die dokter nie kon raak nie. Dit was al daarby verby. And within 2 days the same doctor could find nothing. En binne 2 dae kon dieselfde dokter glad niks van hulle vind nie. Hulle was weg. So dis net om te wys dat ons Here steeds Here is, dat hy steeds heers en regeer. So bly daarvoor. Now, it's too bad we just have 3 days. Nou, dis jammer ons het net 3 dae. Ek wens dat ons net 3 weke gehad tot 4 weke of iets, sodat ons regtig 'n wonderlike tyd saam kon hê. Nou, ek is so bly om te hoor dat al hierdie goeie samewerking van al die verskillende pastore, verskillende, die kerk van God, gemeentes van God en almal van hulle, elke, All different denominations. al die verskillende denominasies van volle evangelie broers het ten volle saamgewerk. Hoe dankbaar is ons nie daarvoor nie. Dit wys net dat wanneer God in enigiets inkom, kan ons net die verskille laat vaar en reguit agter God aangaan. Nie waar nie? I believe that's the way it'll be someday when he comes. Ek glo dis hoe dit eendag sal wees wanneer hy kom. Ons sal net vergeet wat ons brandmerk ons het en reguit agter hom aangaan in die wegrapping. Used to in herding cattle, we Het altyd deur beeste op te pas, het ons altyd die ou driepoort plaas bestuur oorkant in Colorado en ek sou help om die beeste op te neem in die lente van die jaar. En wanneer ons by die grensdraad gekom het, ek is seker julle broers weet wat 'n grensdraad is wel, sou die veldwagter daar staan en daardie beeste tel soos hulle deurgaan en hulle nagaan. Nou die veldwagter het nooit soveel aangegee aan die brandmerk wat hulle gehad het nie, want daar was allerlei soorte brandmerke. Maar hy het gekyk na die bloedplaatjie was die hoofsaak. Dan watter brandmerk dit was, dit moes opregte Hereford wees, of dit kon nie in daardie bos ingaan vir die somerweiding nie. Ek dink dis hoe dit sal wees by die oordeel. Hy sal nie kyk na watter brandmerk ons dra nie, maar hy sal na daardie bloedplaatjie kyk wat op ons is, almal met die bloedplaatjie. Ek is so bly dat ek gereinig is deur daardie bloed. Daardie bloed reinig ons nou van al ons sondes en ons staan regverdig in sy teenwoordigheid as gevolg van die liefde van Christus wat in ons hart uitgestort is. Now, the services tonight. Nou die dienste vanaand, ek het gedink sou 'n klein aandjie wees om soort van kennis te maak met mekaar en dan môre middag om 2:30 moet ek preek. Usually I don't speak on the afternoon service. Gewoonlik preek ek nie by die middagdiens nie. Ek kry iemand om dit te doen, maar hierdie keer omdat die diens vinnig is en net die 3 dae, wel het ek ook die middagdiens geneem. Now you that can come out tomorrow afternoon. Nou julle wat môre middag kan uitkom, die gebedskaartjies word ook in die middag uitgegee. Ek sal by die volgende 2 middae praat oor die geloof van Abraham onderrig. So ons sal bly wees as julle kan kom en hierdie geniet as julle moontlik kan. En dan sal môre aand die begin van die diens wees, weer 7:30. Ek dink dis reg, is dit nie broer, 7:30. En dan weet ek nie van die predikers ontbyt nie. Ek kon nog nie met die broers praat of daar een sal wees of nie, of wat hulle sal hou nie. Dit sal hier aangekondig word en dan môre aand om 7:30 sal ons weer net reguit begin en met die gebedsrye bid vir die siekes, 'n boodskap vooraf en dan vir die siekes bid.
Friday afternoon, Dan also, Vrydagmiddag and Friday ook night. en Vrydag aand. So So we ons expect verwag great groot things. dinge. I go home for just a day or two's rest. Ek gaan huis toe Get my vir net 'n children dag back of to twee school, se rus en my and kinders then I'm weer in going die to skool kry en dan Australia, New gaan ek na Zealand, Australië, Nieu-Seeland en deur die ooste en ons And we're hoop om hoping to weer get back hier here terug te again kom in die in the herfs year. van die jaar. Now before we open this book, let's Nou speak voor to the ons sy author boek as we oopmaak, bow laat in ons by die prayer. outeur praat terwyl ons hoofde buig in gebed. Precious Lord, it's one of the grandest privileges Dierbare Here, that we dis can een van die think grootste is to come voorregte waarin before ons thee kan with dink is bowed om heads voor U te kom met in the geboue name of hoofde the in die Lord naam van die Here Jesus, Jesus, because He omdat has Hy beloof dat that you'd U hear us. ons sal verhoor. Vra die Vader enigiets in my naam, ek sal dit doen. We pray, Lord, first you will forgive us of all of our shortcomings. We Ons just bid Here want eerste to dat U stand ons sal vergewe vir al tonight, ons Lord, with tekortkominge. open hearts. Ons wil net rein staan vanaand, Here, met oop harte hierdie wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees voel. May He just get into our hearts tonight and teach us Mag Hy net in ons harte inkom vanaand en ons groot dinge leer, ons sy krag wys om lief te hê en om te dien en om te genees, verkry glorie uit die diens. Lord, we thank you for this Here, ons dank U vir hierdie groot samewerking met hierdie gawe groep mans. Ons bid dat U hulle uitermatiglik, oorvloediglik sal seën. And may this be a meeting that'll long be remembered because En mag hierdie 'n diens wees wat lank aanhou sal word as gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees op ons. Smelt ons harte saam as een. And may there not be a wheelchair left in our midst. En mag daar nie 'n rolstoel in ons midde oorwees wanneer die diens verby is nie. Mag daar geen krepeles, geen beproewinge oorwees nie, niemand siek nie, niemand ongered nie. Mag hulle lewe oorgee aan God. And may God get glory out of all that we are trying to do for His name. Grant it, Lord. En mag God eer verkry uit alles wat ons probeer doen vir sy naam. Skenk dit, Here, ons sal ons hoofde buig en U prys, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Being a believer in the Scripture, As 'n gelowige in die skrif dink ek daar's geen diens volledig sonder die lees van die woord nie. Die woord is God se fondasie. Ek glo alle doktrines, alles behoort presies uit die woord van God uit te kom. Ek glo God kan dinge doen wat nie in die woord geskryf is nie, want hy's God. Maar solank ek weet dat ek net volg wat hy gesê het hy sou doen, dan weet ek's reg, solank hy gesê het hy sou dit doen. Nou vanaand wil ek net tyd neem. Nou ons behoort regtig ten minste 2 of 3 aande te hê voor ons selfs vir die siekes bid, om die mense geleer te kry. Maar nie 3 aande om hier te wees, dan moet ons dit vinnig doen en ek wil hê julle moet net vashou aan elke woord sodat julle sal kan verstaan. I wonder if you can hear me all the way back in the back. Well, if you can, that's fine. That's good. Ek wonder of julle met die heelpad agter aan die agterkant goed kan hoor. As julle kan, dis gaaf, dis goed. Dat ons hou vas op God se woord kan kry, want dis noodsaaklik dat ons dit doen. Nou om die bediening bekend te stel, eerstens wil ek dit baie duidelik maak dat ek nie 'n geneeser is nie. Ek glo nie daar is 'n geneeser buiten God nie. Ek het net 'n paar wonderlike antwoorde op gebed gehad. Ek bid vir die siekes. Ek glo dat genesing ingesluit was in die versoening. As die ou versoening genesing gehad het en hierdie is 'n beter een, so dit sou beter moes wees in elke opsig. Sou dit ook genesing moes hê. Nou ek glo dat al hierdie dinge wat ons van Christus geniet, vir ons voltooi is op Golgotha. Dat dit die storie daar vertel het dat hy ter wille van ons oortredinge deurboor is en hy ter wille van ons ongeregtigheid verbrysel is. En dat die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom was en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom het. Alles iets in die verlede, iets wat God alreeds gedoen het en dis net ons persoonlike geloof in 'n voltooide werk.
dat ons die voordele van sy plaatsvervangende lyding en dood by Golgotha kry. Sien, dis iets wat God alreeds gedoen het. En dit is nie dat die mense op die platform meer bevoorreg is as die een heel pad aan die agterkant van die gebou nie. Dis net wanneer jou geloof dit glo en dit kan aangryp. En nou, goddelike genesing is nie die doel van ons om hier te wees nie, soos ek Broer Bosworth sal aanhaal. Hy het gesê goddelike genesing is soos aas wat aan 'n hoek gesit word. Jy wys nie vir die vis die hoek nie, jy wys hom net die aas, so hy gryp die aas en kry die hoek. Dis hoe dit is met goddelike genesing, wanneer 'n man op sterwe lê en hy God dan aangryp vir genesing, kry God die hoeke in sy mond kry, dan sien hy dat God hom liefhet. Soos die skaapwagter, die storie van die skaapwagter is een keer vertel, dat die skaapwagter 'n skaap gehad het wat 'n gebrekte been gehad het, en hy het gesê, wat het veroorsaak dat daardie skaap se been gebreek is? Hy het gesê, ek het dit gedoen. Gesê, wel, jy moet 'n wrede skaapwagter wees. Gesê, nee, ek het dit gedoen sodat ek dit spesiale sorg kon gee, sodat dit my sou volg. En partymal moet God ons op ons rug laat lê om op te kyk, om ons te laat weet dat hy steeds God is. Partymal dinge, die skrifte het duidelik gesê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet. En ons weet die skrifte is waar. Nou as 'n prediker, ek is spaarwiel, ek sal dit sê met alles rondom my hier, my goeie vriend Booth Klibben en baie van die broers hier op die platform vanaand wat ek weet ware teoloë is. En ek's net 'n Kentucky ploegseun, so ek nou verskoon julle my Heint, Tout, Fetch, Carry en al my taal, onthou net, ek mag die boek nie te goed ken nie, maar ek ken die outeur baie goed. En dis waarop ek staat maak, is die outeur. So my foute, julle weet, hy sien dit net oor. Nou wil ons die onderwerp neem vanaand, eers van 'n gedeelte van die skrif te lees, gevind in Johannes die 12de hoofstuk 30ste, op die 20ste vers, liewer 21ste. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle daarom na Filippus toe gekom, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Hebreërs 13:8 het gesê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. I believe that all scripture is given by inspiration. Nou ek glo dat die hele skrif deur inspirasie gegee is, en die skrif moet reg wees, of alles daarvan reg, of daar mag wees dat ons kon sê, sommige daarvan is reg en sommige daarvan is nie reg nie, dan maak ons onsself heeltemal deurmekaar. Ek glo net dat dit alles die waarheid is. Nou ek mag dalk nie in staat wees om geloof te hê om dit alles te laat manifesteer, sy beloftes en sovoorts, om hulle te laat gebeur nie, maar ek sal nooit in iemand se pad staan wat wel geloof het om dit te doen nie. Ek mag dalk 'n klim waar Henog het en 'n middagwandeling met God neem en huis toe gaan saam met hom nie. Ek mag dalk nie soveel geloof hê nie, en ek mag dalk nie genoeg geloof hê om te skree, soos Joshua die mure omgegooi het nie. Maar ek sal beslis nie in enige iemand se pad staan wat wel daardie tipe geloof het nie. So dis 'n baie vreemde skrif vanaand, maar dis 'n gepaste skrif. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En ons voorlesing was dat hierdie Grieke vir Jesus wou sien. Ek glo nie daar was enige persoon wat ooit van die Here Jesus gehoor het, wat nie verlang het om hom te sien nie. Almal van ons wil. Ek mag hierdie gehoor vanaand vra, hoeveel van julle wil Jesus graag sien? En elke hand hier binne se opgaan. Ons wil hom sien. Dan as hierdie Grieke na een van sy predikers toe gekom het en gevra het om hom te sien, ons weet die skrif deur verder te lees, bewys dat hulle hom gesien het. Dan is hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, en ons wil hom sien. Waarom kan ons hom dan nie sien nie? Nou dit, ek weet, dit klink vreemd, maar dis die waarheid, net in elk geval. Nou as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, moet hy dieselfde wees in beginsel, dieselfde in krag, alles behalwe die vleeslike liggaam.
Daardie vleeslike liggaam sit aan die regterhand van God, maar die Heilige Gees is weer hier om Jesus te manifesteer op elke manier wat hy hier op aarde gelewe het. Hy het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek persoonlike voornaamwoord sal met julle wees tot aan die einde van die wêreld. Christus in ons. Dan as die Gees van Christus in die kerk is, behoort dit die werke van Christus te doen. Want God het daardie liggaam op sy gesit, die Here Jesus, sy seun. En dit was 'n geheiligde, maagdelik gebore liggaam, dat deur sy bloed hy ons mag verlos wat gebore is uit seksuele begeerte in verderflikheid. Dat ons gereinig kan word, nie deur onsself of deur ons goeie werke nie, maar deur sy genade word ons gereinig van ons sondes, want hy is daardie offer wat daar lê, wat voortdurend versoening doen vir ons sondes, ons wat geloof in hom bely het. Daarom word ons gereinig deur sy bloed, sodat sy Gees in die kerk woon, om dit self te manifesteer. Te beweeg onder die lidmate, die werke wat ek doen, sal hy ook. Ek weet die vertaling daar is groter as hierdie in die Koning James. Maar ek glo die regte vertaling sou wees, meer as dit sal julle doen. Want daar kan kwaliek groter wees, hy het die dooies opgewek, die natuur gestop, hy het alles gedoen. Meer, dit sou universeel wees, oral om die wêreld in die kerk op dieselfde tyd. Waar God gemanifesteer was in een persoon, Jesus, nou word dit gemanifesteer in die kerk, universeel rondom. Nou, dan daardie groot Gees, as ek gesê die Gees van God was in my, sou ek die werke van God doen. Jesus het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Ek dink, ons kom vandag na die kerk toe om Jesus te vind, en ons vind ons programme in die plek van die Gees van Christus sien. As ons na 'n perskeboer toe gegaan het, sou ons verwag om perskes te vind. Ons sou na 'n appelboer toe gegaan het, sou ons appels wou hê. En dit sou vreemd wees vir ons om pampoene te vind wat aan 'n appelboom groei, maar dis net omtrent hoe ons dit vandag kry. Ons sê wel, ons teologie is hierdie, ons is geleer om hierdie te glo. Maar hierdie is wat die waarheid is. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dan beweeg sy Gees in die kerk, saam met sy kerk, sy selfde Gees wat dieselfde werke doen. Wat Jesus nou na die wêreld toe bring, net soos hy dit gebring het in die vorm van Christus na die wêreld gebring het, net soos hy het in die Seun, die Christus Jesus. Nou ons weet God verander nie. Ons wil dit altyd nou, dat ons eindig is en hy is oneindig. Nou as God ooit 'n besluit neem, ooit gevra word om 'n besluit te neem, en God se besluit sê dit dat hy oneindig is, moet hy die hele tyd by daardie besluit bly. Sien, ek kan vir jou 'n belofte maak, en môre kan ek sê ek was verkeerd. Sien, ek sal sê ek was verkeerd, ek het nie bedoel om dit te sê nie, ek sien dit nou anders, maar God kan nie, want hy is volmaak, hy weet alles. En sy besluite, as 'n sondaar ooit na hom toe gekom het op gebuigde knieë en gevra het vir genade en God op 'n sekere verdienste daardie man kwytskilding van sy sonde gegee het, moet die volgende man dieselfde ontvang. En as hy nie die tweede mens gered het nie, dan het hy verkeerd gedoen toe hy die eerste mens gered het. En as 'n man wat siek is, ooit na God toe kom en aan die vereistes van God voldoen, nou partymal wanneer ons aan die vereistes voldoen, dink ons daaraan wel dus. Hoekom het hy nie geantwoord nie? God maak partymal so na ons optrede, om te sien wat ons reaksie sal wees, sien partymal. Kyk byvoorbeeld na die Sunamitiese vrou, sien, hy wou sien wat haar reaksie sou wees. En hy doen dit baie keer net om te sien hoe ons sal reageer. Maar as ons seker is dat ons God se vereistes nagekom het, bly net reg daarby, hy moet optree. Hoor julle dit? Hy moet optree. As hy die belofte gemaak het, is hy God en moet daardie belofte hou. Hy's God.
Hy kan dit net nie terugtrek sê, wel ek was verkeerd nie, God maak geen fout in die huis volmaak. Goed. Now, when God led the children of Israel in the form of a pillar of fire, Nou toe God die kinders van Israel gelei het in die vorm van die vuurkolom, die engel van die verbond, toe is daar dieselfde engel vlees gemaak en het onder ons gewoon. Jesus het gesê, ek het van God afgekom en ek gaan na God. well, now we find out when it was Al nou, here, ons vind uit toe dit hier op aarde was, die manier wat dit self gedra het, daar die Heilige Gees wat in die woestyn was, by die kinders van Israel, nou toe. we know it was a Ons weet dit was die vuurkolom. Moses het hom ontmoet by die bos, en die bos wat aan die brand. Toe het die vuurkolom die kinders van Israel gelei, en hy het hom daar ontmoet in die naam van Ek Is. when he was manifested, Toe hy in die vlees gemanifesteer is, was hy steeds voor Abraham was, is ek. a little while, 'n Klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, hy gaan weg. Ek kom van God af, ek gaan na God. and then after his death, burial and resurrection, En dan na sy dood, begrafnis en opstanding en hemelvaart, was Paulus eendag op sy pad af na Damaskus of Saul liewer, and all of a sudden there was a light shone around him, en met eens was daar 'n lig wat om hom geskyn is, wat hom verblind het, en 'n stem wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u, Here? He said, I'm Jesus. I came Hy het gesê, from ek God is and I Jesus, go ek het back van to God God. afgekom en ek That gaan was the terug na Spirit God. in Dit was die Jesus Gees in Jesus wat now. uitgespreek het, God God in in Christus Christ gemanifesteer. Now, what he was in the days yesterday, Nou, wat hy was in die dae gister, wat in 'n liggaam geleef het, Jesus, sal hy dieselfde doen vandag in sy kerk. because that's his program to carry on. Want dit is sy with program om his voort te church. gaan met sy kerk. Now, if I Nou, as ek al die metodiste hier gevra het vanaand, glo julle dit? Almal van hulle ja, Baptist, Presbyteriaan, Pinkster en so voort, ons sou dit almal glo. Nou die ding, ons weet die Bybel leer dit, maar sal dit werk? Dit sal werk as ons glo dit sal werk, want dis God se woord, sien? Now, if we can get an idea of what he was yesterday, we can see clearly what Nou as he ons is 'n idee kan today. kry van wat hy gister was, kan ons duidelik sien wat hy dan vandag is. Nou ons het net nou gelees in die boek van Johannes, nou hou vas aan hierdie dinge met alles wat in julle is. We won't have much time to express them in future meetings. But Ons sal nie te veel tyd hê om hulle te sê in toekomstige diens nie, maar om tyd te spaar, laat ons net 'n bietjie teruggaan en uitvind wat hy gister was. And whatever he was yesterday, he must remain the En wat hy same ook al gister today. was, moet hy dieselfde bly vandag. Now, we find him, we'll go back to the first book, the first part of the book we just read, St. John. Nou ons vind ons sal teruggaan na die eerste boek, die eerste deel van die boek wat ons pas gelees het, Johannes, en net sy lewe begin ontvou en sien wat hy gister was, en sien hoe hulle hom gister gesien het. And the way he manifested himself. En die manier wat hy homself gister gemanifesteer het, dan moet hy dieselfde ding vandag doen. Now, in the first place, let's settle it for all times. Jesus did not Nou die eerste plek, claim to be a laat ons healer. dit vir altyd afwandel. Jesus het nie aanspraak gemaak om 'n geneesheer te wees nie. Hy het gesê, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon. Hy doen die werke. St. John 5:19. Jesus said, "Dearly, dearly." Johannes 5:19, Jesus het gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, behalwe net wat hy die Vader sien doen. It passed through the pool of Bethesda. Hy het deur die bad van Bethesda gegaan of daarby verby, waar daar 'n menigte mense was wat krepeel, verlam, swak en blind was. En hy het 'n man gevind wat lê op 'n, wel ek sou dit in my land 'n palet noem. Ek weet nie of julle Kalifornië, hoeveel weet wat 'n palet is? Van watter deel van Kentucky kom julle almal? Ek het gedink julle was almal oudjies en aartjies hier, maar lyk asof daar 'n paar Kentuckiërs hier is. Ek is grootgemaak op een, so ek weet wat 'n palet is. Well, this man was laying on a pallet, little. Al hierdie man het op 'n palet gelê, kombers of iets daar gelê, en toe hy verbygegaan het, Jesus geweet dat hy al hierdie tyd in hierdie toestand was en hom genees. En op sy pad gegaan. Wat as hy dit gedoen het hier in San Jose vanaand? Môreoggend sou hy dieselfde kritiek hê wat hy toegehad het. Waarom het u nie hierdie een, daardie een en hierdie een of daardie een genees nie? sien? Jesus said, "I only do as I see the Father Jesus het doing." gesê, ek doen net soos ek die Vader sien doen.
Die Vader werk en ek werk tot hiertoe. Now, let's get back and find what he was. We know of his Nou laat ons teruggaan en vind wat hy was. Ons weet van sy geboorte in 'n krib, 'n stalletjie aan die kant van 'n grot op 'n heuwel in Bethlehem. En ons weet van sy 'n deel van sy seunsjare tot 12 jaar oud en wat toe uitgewys is. Johannes die Doper wat hom doop in die Heilige Gees wat neerdaal uit die hemel. En toe in die woestyn vir 40 dae en nagte om deur die duiwel versoek te word, wat toe uitgekom het in sy bediening. Nou volg goed Johannes die eerste hoofstuk waarmee ons begin en ons wil hê julle moet weet dat die dinge wat julle sien en hoor mag net 'n bietjie anders wees as wat julle miskien aan gedink het. Maar partymal doen God dinge bietjie anders as wat ons programme uitgewerk het. Sien, God doen dit. Hy het dit gedoen in sy die eerste koms van Jesus. Hy het dit gehad, die bediening het dit gehad. Hulle het dit alles uitgewerp gehad op een of ander manier wat Christus sou wees. Maar toe het hy soveel anders gekom dat hulle dit nie verstaan het nie en dit kan weer so wees. Ek sê nie dit sal wees nie, maar sê dit kan wees. Nou ons vind sodra hy sy bediening begin het, was daar iemand wat na hom toe gekom het met die naam van Simon. En sodra hy in die teenwoordigheid van Jesus ingestap het, het Jesus vir hom gesê dat sy naam Simon was en sy vader se naam was Jona. Jy is Simon, die seun van Jona. Dit moes daardie man beïnvloed het tot ons uitvind dat hy later die hoof van die kerk in Jerusalem geword het. Jy is Simon, die seun van Jona. Daar het een gestaan met die naam van Filippus, 'n regverdige man, 'n goeie man wat 'n diensknegt van die Here Jesus geword het. En later vind ons hom omtrent 2 dae later wat 'n reis om die berg onderneem om een van sy vriende te vind. Was beslis 'n goeie teken dat hy regtig met Jesus in aanraking gekom het. Hy het agter iemand anders aangegaan. Die gees van God in 'n man of 'n vrou, as hulle regtig hierdie groot parel van groot waarde gevind het, sal hulle probeer om iemand anders daarby uit te kry, net so vinnig as wat hulle kan. En dis die gees van God wat almal na hom toe probeer roep. As ek opgelig word, sal ek almal na my toe trek. Nou en Filippus toe hy gegaan het, laat ons net 'n drametjie neem sodat die jong mense dit sal begryp. Ek kan hom sien gaan en aan die deur klop en Nathanael se vrou het met hom gepraat en gesê: "Goeiemôre Filippus, lyk op jy soort van moeg is vanmôre." "Ja, ek het heel nag gehardloop. Hulle sê vir my dis omtrent 15 myl om die berg en hy het gesê ek het gekom om Nathanael te kry." Sy het gesê, "Wel Filippus, hy het nou net na die olyfboor toe geloop net 'n rukkie gelede. Jy sal hom miskien daar buite iewers vind besig om na die boor te kyk." Moes 'n boer gewees het, maar 'n eerlike en regverdige man. En so het Nathanael vinnig uitgegaan in die boord en hy vind Nathanael op sy knieë besig om te bid. Wel as 'n Christen hier, wou hy hom nie onderbreek terwyl hy gebid het nie. Hy het net gewag tot hy klaar was en toe hy opgestaan het van sy knie af, kan ek hom sien omdraai sê, "Filippus, wat maak jy hier?" Nou, hulle het nie tyd gehad om oor 'n klomp goed te praat soos ons het nie, maar die boodskap was dringend en as dit toe dringend was, hoeveel te meer is dit nou dringend. Hier, hy nie, hoe gaan dit met jou plaas of soopers nie, maar vinnig tot die punt, kom, kyk wie ons gevind het. Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Vinnig het hierdie stoere man uitgevaar, sy kleed reggetrek en gesê, "Nou wag net 'n oomblik Filippus, ek weet jy is 'n regverdige man, ek weet dat jy 'n goeie man is en dit sou wees."
Dis so vreemd en moeilik vir my om te sien dat jy aan die diep kant afgegaan het. Wil jy vir my sê dat jy geval het vir iets soos daardie? Dat hierdie Jesus waarvan jy praat, hierdie Galileese profeet, die Messias is waarna ons soek? Wel, as die Messias sou kom, sou die hoëpriester daarvan weet. Sal al die kerke daarvan weet, almal sou weet. Philip gave him the best answer that anyone could give. He said, "Come see for yourself." Maar ek dink Filippus het hom die beste antwoord gegee wat enige iemand kon gee. Hy het gesê, "Kom kyk self." Dis die beste manier, vriende. Kom neem jou skrifte, neem die Bybel en kyk daarna. Compare scripture to scripture. Vergelyk skrif met skrif en kyk of dit reg is. Nou ons vind toe uit dat nadat hy dit vir hom gesê het, het hy gereed gemaak en met die pad af het hy gekom. Ek kan my voorstel dat Filippus vir hom iets soos hierdie sê. Nathanael, nou jy daar die ou visserman van wie hy daar die vis gekoop het, verlede somer. Hoor die ou kerel, Simon, ja. Jy weet, jy wou kwitansie hê en hy kon nie eens sy naam op die kwitansie teken nie. Die Bybel het gesê hy was onkundig en ongeleerd. Wel, hy het opgekom voor hierdie een wat ons weet die Messias is en hy het vir hom gesê, jou naam is Simon en jou vader se naam is Jona. Nou Nathanael, laat ons Here wees. Jy weet die Messias moet die Godprofeet wees, want Moses die een wat ons glo, het gesê, die Here julle God sal 'n profeet oprig soos wat ek is. En die Messias moes 'n profeet wees, Godprofeet, die God van die profete, maar hy moet soos 'n profeet wees. En sou dit nie net presies by hom pas nie, toe hierdie ou onkundige visserman gekom het en hy vir hom gesê het dat wat sy naam was en wat sy vader se naam was? Filippus kon iets soos hierdie gesê het. Dit sou my nie verbaas as hy jou geken het. Nou, net 'n oomblik, jy plaas nie enige van daardie, hy sal nooit in staat wees om my gedagtes te lees nie. Wag jy net tot ek daar kom, ek sal hom daarvan vertel. En miskien het Jesus gestaan, miskien was dit in 'n gebedsry, of miskien het hy net gestaan en praat met die mense. Maar toe hulle daar aankom en Filippus opgekom het in die reis saam met Nathanael, het Jesus die eerste keer na Nathanael gekyk en gesê, aanskou 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Ek kan my voorstel, Filippus het aan hom getik en gesê, wat het ek vir jou gesê? Sien daar, wat het ek vir jou gesê? En dit het hierdie man verstom en hy het vir hom gesê, van waar ken u my, Rabbi, leraar? Wanneer het u my ooit geken? Hierdie is die eerste keer wat ons ooit ontmoet. Nou hy het hom nie geken aan die manier wat hy was, hy het hom nie geken aan hoe hy aangetrek was nie, want al die oosterse mense trek op dieselfde manier aan. Hy kon Egiptenaar gewees het, hy kon 'n Griek gewees het of iets anders. Daar word vir my gesê, hulle toe almal dieselfde aangetrek, 'n baard gedra en so voort. Wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. 15 myl om die berg, dag van tevore tog. Ek het jou gesien. Watter oë. Hoe vinnig toe het hierdie stoere Hebreër wat geroep is tot die ewige lewe, op sy gesig geval en gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Hy het dit geglo omdat hy geweet het dat die Messias die Godprofeet was en net Messias kon dit doen. Nou onthou dit goed, Messias was die enigste een wat dit kon doen en hy het daarna gesoek. Dit het dit afgehandel. Daar was diegene wat daar gestaan het, nou wat dit nie geglo het nie, ons sal later daarna kyk, die Jode, die groot stoere en die groot hoë kerke en so voort. Hulle het daar gestaan en nie hardop nie, maar in hulle hart het hulle gesê, hierdie man is 'n fortuinverteller of 'n duiwel.
Ons weet almal dat fortuinverteller van die duiwel is hierdie man is 'n fortuinverteller, miskien het hy 'n telepathy. Hy is 'n gedagteleser. Hy het Beelzebub, die hoof van die duiwels, wat hom dit vertel. What did Jesus say? He said, "You speak that against the Son of Man, it shall be forgiven you." Wat het Jesus gesê? Hy het gesê, julle dit teen die seun van die mens is, sal dit julle vergewe word. Maar, in soveel woorde nou, om dit af te breek, eendag kom die Heilige Gees en hy sal dieselfde ding doen wat ek gedoen het. Een woord daarteen sal nooit vergewe word nie. Onthou, die Jode het na hom gesoek. Hy het gewys na die heidense tydperk. Daardie teken is nooit gedoen voor 'n heiden nie. Dit was vir 'n Jood en 'n Samaritaan, maar hulle het albei gesoek na sy koms. Nou hulle is toe uitgeneem as 'n volk, maar nou is dit die heidense tydperk, net 3 Gam, Sem en Jafet se mense van Noag af, wat ons glo dat ons hele menslike ras uit daardie 3 uitgekom het. Nou let op, U is die seun van God, die koning van Israel. Dis wat 'n regte, egte Jood gedink het. Maar die ander kant het gesê, hy is 'n fortuinverteller. Wat? Omdat Jesus daardie verskriklike ding uitgespreek het, met geen vergifnis nie. Omdat hulle die gees van God 'n onrein gees genoem het, die ding gedoen het wat die Bybel voorspel het, hy sou doen. En toe dit voor hulle gedoen is, het hulle gesê dit was van die duiwel, wat nooit vergewe moes word nie. Ons heidene in daardie dae was nog heidene, ons het afgode aanbid, ons het nie na enige Christus gesoek nie. Maar daar was 'n ander klas mense, naamlik die Samaritane. Nou Jesus het na sy eie toe gekom. Toe hy sy disippels uitgestuur het, gesê, moenie na die heidene toe gaan nie, maar gaan liewer na die verlore skape van Israel. Matteus 10. Let dan op dat toe eendag het hy, Johannes 4 nou, moes hy na Samaria toe gaan. Ek wonder hoekom. Sien, wanneer God een keer enigiets doen, moet hy dit die volgende keer dieselfde doen, of hy het verkeerd gedoen, toe hy dit die eerste keer gedoen het. Dan is God homself bekend gemaak het deur Christus gemanifesteer het, soos daardie aan die Jode en die disippels op daardie manier uitgeroep het. Was daar 'n ander klas mense wat gesoek het na hom, 'n Messias om te kom, dit was Samaritane. En toe hierdie Samaritaan, toe hulle na hom gesoek het, moes Jesus verbykom om hulle te sien. En ons ken die storie van Johannes 4, toe hy het sy disippels ingestuur het om 'n bietjie lewensmiddele te kry, en toe hulle ingegaan het vir hierdie kos, het hy oorkant teen die put gaan sit, miskien 'n panorama, iets soos hierdie. En as u weet, net omtrent 30 jaar oud, ek dink die skrifte laat ons soort van glo dat hy 50 gelyk het, want in Johannes 6 het hulle gesê, jy bedoel, jy het Abraham gesien en jy is 'n man nie ouer as 50 jaar nie. Nou weet ons dat jy 'n duiwel het en jy is mal. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Let op, en hier, nou by hierdie sommer, die openbare put nou, terwyl hulle almal daarin toe gegaan het vir water. Veral die vroue om hulle daaglikse water te kry, om hulle kookwerk te doen en wat hulle ook al moes doen. Alles was weg van die put op daardie tydstip, en Jesus, wat vermoeid was op sy pad, moeg, het langs die put gaan sit. Laat ons net vir die drama se onthaalwe sê, hy sit agter onder 'n paar wingerdranke. Leer het agteroor sy bietjie en 'n pragtige vrou het nader gekom. Nou sy was 'n vrou wat ons glo van slegte reputasie was, ons westerlinge. Maar sy het na die put toe gekom om 'n bietjie water te kry. Miskien het sy nie saam met die res van die vroue gekom nie, want miskien soos sy gelewe het, so ons sê, ek kon nie saam met die res van hulle kom nie, en dan, ja, soos broer Clibborn gesê het, dit kon die verkeerde tyd gewees het vir haar om te kom. In elk geval, sy het opgekom na die put, en laat ons sê, sy het 'n waterpot op haar skouer gehad,
aangestap gekom en sy het aan iets gedink. Sy haak die klein hakkies aan die klein potjie en sy begin die slinger draai om dit in die put te laat sak en sy het iemand hoor sê, "Vrou, bring vir my water om te drink." She had not seen anyone when she was approaching her coming to the well. And she looked and En sy het omgedraai en sy het niemand gesien toe sy nader gekom het of na die put toe gekom het nie. En sy het gekyk en sy het 'n man oorkant teen die put sien sit en dit was Jood. And she quickly said to him, "Oh, in other words, we got a law of segregation." En sy het vinnig vir hom gesê, "O, met ander woorde, ons het 'n wet van segregasie. U as 'n Jood, u het geen reg om 'n vrou van Samaria so praat te praat nie. Ons meng nie, het niks met mekaar te doen nie." And he said, "But if you knew who you were talking to." En hy het gesê, "Maar as jy geweet het met wie jy praat, o, sou jy vir my water gevra het om te drink. Wat het hy gedoen? Nou julle sal my woord hiervoor moet neem." Dit was skriftuurlik tot net hier. Ek glo dat hy met haar gees kontak gemaak het. Die Vader het hom gewys om soontoe te gaan, want hy het gesê hy het niks gedoen totdat die Vader hom gewys het nie. Maar toe was hy het geweet hierdie vrou sou kom. Maar nou wat volgende sou wees, weet hy nie. Byvoorbeeld hier, ek glo dat God my na San Jose toe gestuur het. Nou julle is hier, maar ek weet nie wat volgende nie. As dit die gees van God is, dan naderhand sal ek met iemand begin praat net soos hy het. En soos hy begin praat het sy gesê, o, sy het gesê, ons aanbid net hier in die berg, julle sê in Jerusalem. En die gesprek het voorgegaan tussen hierdie man en vrou. Nou die eerste keer wat hulle ooit ontmoet het, en Jesus het vir haar gesê, nadat hy gevind het wat haar probleem was. Hoeveel weet wat haar probleem was? Sekerlik. Gesê, toe hy haar probleem gevind het, het hy gesê, gaan haal jou man en kom hier naartoe. Nou luister goed, hou vas hieraan. Nou onthou, hierdie is die tweede nasionaliteit. Daar is net die 3 seuns van Noag. Hierdie is 'n Jood en 'n Samaritaan en 'n heiden. Nou hierdie twee het gesoek na hom wat sou kom, maar eers het hy homself bekend gemaak deur Petrus te vertel en vir Nathanael te vertel. En met hulle te praat op daardie manier as die Godprofeet waarna hulle gesoek het. Hier is 'n vrou, ons gaan sê sy was berig en sy staan daar en sy praat met 'n man wat hy het net soos 'n gewone man gelyk. Maar sy kan nie begryp net waarvan hy praat nie. Uiteindelik het hy gesê, gaan haal jou man en kom hier na toe. Gesê, ek het nie 'n man nie. Luister na sy woorde, jy het reg gesê, jy het 5 mans gehad, die een waarmee jy nou saamleef, is nie jou nie, jy het die waarheid gepraat. Vinnig luister na haar nou, ware klomp van die groot hoë kerklidmate, die priesters, die hoëpriester gesê het, hy is Beelzebub toe hy dit gedoen het. Wat het sy gesê? Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet wanneer die Messias kom. Sy het meer van God af geweet as wat baie predikers weet, dis reg. Ons weet wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel en hy sal ons hierdie dinge wys. Nou u moet sy profeet wees. Wat was dit? Dis daardie tweede, die Jood nou, hier is die Samaritaan. Heidene het nie daarna gesoek nie. Hulle daar is wat nou kom. Maar God, as hy homself deur Christus openbaar het aan op die Messias en daardie vorm na die Jood toe gestuur het, hy dieselfde ding na die Samaritaan toe stuur en so sal hy ook na die heidene as Jesus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Hy het gesê, die vrou het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Laat ek dit weer aanhaal. Ons weet wanneer die Messias kom, sal hy ons alles vertel. Ons weet dis die teken van die Messias. Wanneer hy kom, sal dit die teken wees wat hom sal volg, want hy is die Godprofeet, die een waarvan Moses gepraat het. Maar wie is u, meneer? Hy het gesê, ek is hy wat met u praat. Nooit kon niemand dit sê behalwe hy nie, nooit sal iemand dit kan sê behalwe hy nie, dis reg. Ek is hy wat met jou praat. Sy het daardie waterpot laat val en weggehardloop in die put van die put, af so vinnig as wat sy kon na die stad en sy het gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel wat ek gedoen het, is dit nie die Messias nie?
and He's the same yesterday, today, and forever. Is dit die teken van die Messias was gister en hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid? Is dit nou die teken van die Messias? One more little thing, your time's getting away. One more Nog een klein dingetjie, die tyd raak op, nog een klein propie wat ek hier wil sit voor ons in die lesse môre en die volgende dag ingaan. Oh nou, daardie teken is net gegee aan die einde van elke geslag, wanneer hulle was weggeneem was van die God. God werk met Israel, natuurlijk nou as individu, maar hy werk altyd met Israel as 'n volk, glo ek. Is dit nie reg nie, broers? Hy en heidene is individueel, maar Israel as 'n volk. Sien, hy het gelos, Israel was verblind totdat ons 'n kans sou hê om in te kom. God het hulle verblind. Nou kyk, hy het daardie bedeling daar afgesluit daarmee op. Daardie bedeling het hy net Israel uitgesluit. Hulle daar verblind, die Samaritane, hy het dit daar gegee. Nou hier is ons aan die einde van die heidene. Kom ons neem wat die profeet gesê het. Die profeet het gesê, daar sal 'n dag wees wat nie dag of nag genoem sal word nie, maar in die aandtyd behoort dit lig te word. Dit sal lig word in die aand. Nou, dieselfde son wat opkom in die ooste sak in die weste, nie 'n ander son nie, dieselfde son. En toe die Heilige Gees gekom op die dag van Pinkster, dit was op 'n oosterse volk. Ons het 'n dag gehad wat ons oor die wêreld gegaan het. Ons het groot kerke gehad, groot herlewings georganiseer, kerke gebou, plekke gebou. God het dit nooit beveel nie. Hy het nooit gesê om dit te doen nie. Sien, die opdrag was verkondig die evangelie, manifesteer die krag van sy opstanding, maar nou het dit oorgekom na hierdie donker dag. En nou het die beskawing gekom van die ooste op pad na die weste. Net 'n paar 100 tree buite 'n paar myl en ons sou in die oseaan wees. Dan ontmoet ooste en weste weer. Die westerse mense, dis hulle tyd, en die Heilige Gees is hier en God is verplig om homself te manifesteer net soos hy destyds daar aan hulle het. Of hy het iets gedoen daardie een keer en iets anders gedoen op 'n ander keer. Hy moet dit doen en hy het beloof om dit te doen. Net om 'n plek te gee sodat julle sien, hy het beloof om dit te doen vir ons by die. Hier is die plek, julle sal sien. Een keer het Noag, wel, kom ons neem soos Jesus gesê het, soos dit was in die dae van Lot. Sal ons daardie een neem. Die dae van Lot, luister nou mooi, ons sluit af. Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Almal weet dat dit waar is, soos dit was. Nie baie na daaraan nie, maar soos dit was. Nou kyk, Sodom en Gomorra is met vuur verbrand en ons word geleer dat die wêreld weer vernietig sal word. Die hemele sal op aarde wees en die aarde sal brand met hitte, weer vuur. Glo hierdie masiele dinge wat hulle deur hierdie lig stuur, kan die maan tref een van hierdie dae net buite die wentelbaan van hierdie aarde. Nou ek mag heeltemal verkeerd wees hierin en ek's nie wetenskaplik nie, of maar ek dink net. Ek het gelees waar daar myle en honderde myle van vulkaniese suur en gasse buite hierdie aarde versamel is. Wat as een van daardie missiele daar net sal laat afgaan? Wat sou dit wees? Vuur in die hemele. En Rusland en ander plekke met missiele atoombomme wat kon tref en 'n gat in die grond blaas 175 voet diep vir 100 vierkante myl en duisende van daardie. Ek was in 'n daarse man wat nou net hier sit, 'n kapelaan uit die weermag, was net 'n paar weke gelede in Los Angeles, waar hulle daaroor gepraat het. Julle het gelees in die Luke tydskrifte, waar daar die groot generaal gesê het, die volgende oorlog sal net minute wees. Een of ander fanatikus gaan een van hierdie dae meer verloor, soos ons dit noem, en hy gaan een van daardie bomme afsit en duikbote sal opkom uit die oseaan, en ander nasies waar hulle hierdie atoommissiele geplant het, daar sal een kant toe en ander kant toe gevlieg word. Die wêreld kan dit nie verduur nie. Ons is by die eindtyd. Ons is hier aan die einde. Nou, God gaan dit doen, soos dit was in die dae van Sodom. Hoe altyd julle 3 klasse mense dop. Daar was die Sodomiete, daar was die godsdienstige wêreld, Lotse mense in Sodom. En hier was Abraham buite Sodom, buite die wêreld, wat in 'n plek gewoon het. Hy was die uitverkorene. Eendag terwyl hy gestaan het in sy tent deur, het hy 3 mans na hom toe aangestap sien kom. Hulle het soos mans gelyk.
Hulle mag stof op hulle klere gehad en op 'n manier het Abraham daar gestaan en gedink het aan die goedheid van God. Toe hy hulle sien kom het, was daar iets wat hom begin tref het. Dis wanneer ons aan God dink, dis wanneer ons dinge sien, dis wanneer dinge gebeur. Dis toe Kleopas en sy vriend na die eerste paas op pad af na Emmaus terwyl hy gepraat het en oor hom gedink het dat hy uit die bos uitgestap het en met hom begin praat het. Dis wanneer ons van hom praat, wanneer ons aan hom dink. Ons kan nie daar buite rond al besig om een of ander ding te doen nie. Die kerk het te veel programme, ons behoort terug te kom na God. Die ou bid hierin en regte agter, Pinkster terug in die kerk. Te veel dinge van buite om te doen, te veel verenigings om na te sien. Ons moet terugkom. Ja, vermaak, dis reg, die Amerikaanse wil vermaak word. Hulle bly Woensdag aan tuis om Wees Lief vir Susie te kyk of wat daardie program ook al is. Wys wat in jou hart is. As jy God lief gehad het, sou jy by die kerk gewees het. Ons moet terugkom na die kerk, terug na die Bybel, terug na Christus. Hier was hulle, daar was Abraham wat gedink het aan die goedheid van God, 25 jaar gewag vir daardie baba, en hier het hy geweet dat God dit sou doen, en hy het 3 man sien kom, en een van hulle was God. Hierdie mag wees, as ek verkeerd is hier, maak julle net soos ek maak, wanneer ek kersietert eet. Ek gooi nie die tert weg nie, ek gooi die pit weg. So doen julle dieselfde hier, hou net aan tert eet. Die rede hoekom ek nie glo daardie was Theophania nie, ek sal julle sê, hoekom? Die man het kalfchops geëet, hy het 'n kalf geëet wat Abraham geslag het, hy het die melk gedrink en 'n bietjie mieliebrood geëet met botter daarop. Hy was nie 'n gees nie, hy was 'n mens. Abraham het hom Here genoem, hoofletter H, Elohim. Amen, hy was God. En het vir my gesê, Billy, jy wil nie vir my sê, ek glo dit was God nie. Sekerlik God het Gabriel en een van sy ander engele geroep en gesê, kom 'n bietjie hier, laat ons afklim en afkyk in Sodom, 'n handjie vol kalsium, kalium en petroleum, opgetel kosmiese lig, 16 elemente waarvan ons gemaak is, net daarin ingestap, dis al. Dis ons God, sekerlik, dit het 'n doel gedien, dis waarom ek weet dat hy eendag sal sê, ons naam sal roep en ons sal uit die stof van die aarde uitkom. Hy's God, hy het net 'n bietjie kalsium bymekaar geblaas, self daarin gestap, stop op sy klere gehad, soontoe geloop, en hy het gestaan en gesê, 2 van die moderne evangeliste nadat hulle geëet het, en nou onthou sodra middagete verby was, niemand nog enige vroue gesien nie. En het hier die een vir Abraham gesê, waar is Sara jou vrou? Ons is aan die einde van die tydperk, julle nou afsluiting van die tydperk, afsluiting van Sodom en Gomorra. Waar is Sara jou vrou? 'n totale vreemdeling, het geweet, hy was getroud, het geweet wie sy vrou was en wat haar naam was. Sy is in die tent en die Bybel het gesê dat die tent agter hom was. En hy het gesê, ek gaan dit nie van Abraham weerhou nie, maar ek gaan hom besoek volgens die tyd van die lewe. Julle weet wat ek bedoel. En Sara in haar hart by haarself het sy gegaan, gelag. En die engel met sy rug gedraai na die tent en sy in die tent het gesê, hoekom het sy gelag? Terwyl 'n moderne Billy Graham en 'n klomp van hulle wat herlewing onder in Sodom en Gomorra hou. But this elected church, Abraham and his group saw this sign. It was the end time. Maar hierdie uitverkore kerk, Abraham sy groot het hierdie teken gesien, dit was die eindtyd. Soos dit was nie daar in Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Sien daar die teken daar, net voor die tyd gekom het, God sou Sodom met daarna aan die brand geslaan, en hierdie wêreld gaan een van hierdie dae hier weggaan. God roep na sy kerk, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Kyk na daardie selfde gees toe dit in 'n maagdelike gebore liggaam geplaas is. Kyk na dinge wat dit gedoen het. Het dit dieselfde gedoen as wat dit daar gedoen het? Hy het alle gedagtes onderskei, hulle op hulle name genoem en hulle vertel wie hulle was, waar hulle was, sopoorts. En die regte, egte gelowiges, die uitverkore Jode gelowiges, het geglo, dit was die waarheid. Hier is dit weer vandag in die laaste dae, nou as Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid,
sal hy homself moet manifesteer as ek die waarheid vertel het, dat hierdie die eindtyd is. Nou, ons het herlewings gehad, ons het uitroepe gehad, ons het gawes gehad, ons het praat in tale gehad, en al daardie dinge, dit was alles die Pinksterse herlewing, maar onthou, dit is beloof. Paulus het gesê, as julle in tale praat en daar is geen uitleer nie, sal hulle sê, julle is mal. Maar gesê, wanneer een profeet sal sê, die verborgenheid van die hart sal openbaar, dan sal hulle almal neerval en sê, waarlik, God is met julle. Waar? Glo julle, Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid? Kom ons bid. Oh Lord, such a wonderful spirit in the church. Most anything could happen. O Here, so 'n wonderlike gees in die kerk. Byna enigiets kan gebeur. Kyk uit oor hierdie gehoor en deeglik bewus dat die elkeen van hulle ken in al hulle toestande. Ek bid, Vader, dat die groot genade en liefde gemanifesteer sal word aan ieder en elk. Net 'n paar oomblikke, Here, hier is ek voor hierdie mense en hierdie die kerkleiers, die predikers van die evangelie wat hier op die platform sit, engele verordeneer om lewe te verkondig. Ek bid, Vader, dat U genadig sal wees en laat hier die kerk. Elke siek persoon weet dat U God is en U elke hart ken. U ken elke geheim, U weet alles en elke belofte wat U gemaak het, is die waarheid. En ons sien hier dat U beloof het net voor die eindtyd, soos dit was in die dae van Sodom en soos dit aan die einde was vir die Jode en die Samaritane. Hulle het almal gesoek na U koms. En nou die heidense tydperk verkondig U koms, het vir jare dopgehou vir die koms van die Messias. Nou sluit dit af, dis hulle einde wat kom. Nou Vader, ons weet dat U woord waar is, en laat elke gees hier binne ondergeskik wees aan U gees, en mag U nou onder ons kom en U krag manifesteer. En die Gees onder ons, dat dit aan ons mag openbaar dat Jesus Christus nie dood is nie, maar hy lewe vir ewig en woon in sy kerk onder sy mense, wat in en uitloop by die deur na die skaapkraal, die herder van die kudde. Skenk, Here, dat hierdie dinge gedoen sal word tot sy eer. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle is so wonderlike gehoor, ek het net 'n bietjie lank gepraat, ons sal nie, ek sê julle, omdat dit kwart oor is, ons is gewoonlik klaar om 9:30, laat ons net 'n paar van die gebedsry roep. Elke aand roep ons 100 mense omtrent, of miskien meer as ons kan. Laat ons net 'n kort groepie van hulle roep vanaand, net sodat ons betyds uitkom, dan kom julle môre aan terug. Waar is Billy Paul? Gebedskaartjies A, 1 tot 100 is wat hy uitgegee het. Nou laat ons A kry, nommer 1. Kom ons begin by nommer 1, bring net 'n paar van hulle. Wie het nommer 1? Noem dit net, steek jou hand op. Nou, dit mag iemand in hierdie stoele wees wat nie kan opstaan nie, maar aan die linkerkant goed A, nommer 1. Sal jy net hier na toe kom, dame? Nou, as jy nie kan opstaan nie, moet jy net laat jy iemand weet en ons sal jou dra. A, nommer 2, sal jy jou hand ophou? Net hier, meneer. Nommer 3, gebedskaartjie nommer 3, net hier. Goed. Nommer 4, wie het 4, gebedskaartjie nommer 4. Ek is, nou kyk rond. Dit miskien iemand doofstom kan nie. O, het julle dit gevind? Goed. Bring die dame reguit oor, nommer 4. Nommer 5. Goed, suster. Nommer 6, sal jy opsteek? Goed. Nommer 7. 8. Wie het gebedskaartjie? Ag, goed. 9, goed. 10, nommer 10. Goed. 11, goed. 12, 13, 14, 15. Sien 1, 2. Daar's nog een, nommer 15. Getal 4 is reg. 15, 16, 17, 18. 3 mense. Daar is hulle, daar's 2 van hulle. 16, 17, 18, goed. 19, 20, 21. Beweeg vinnig, baie vinnig, want ons wil nie hou die... Dankie. O, ek wil sê dat ek verwag regtig iets sal gebeur, julle sien. Ja, meneer.
Hierdie is wonderlik, ons Here. Nou hoeveel daar buite wat nie 'n gebedskaartjie het nie, en tog is julle siek en julle wil hê Jesus moet julle genees. Steek net julle hand op sodat ek 'n algemene idee kan kry waar julle almal is. Nie 'n gebedskaartjie het nie nou enige plek in die gebou. Nou terwyl hulle oplyn, laat ons net 'n oomblik wag. Die Bybel het gesê, boek van Hebreërs, dat Jesus Christus nou is, net nou, die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hoeveel weet dit? Hy is nou die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Goed, dan as hy nou die hoëpriester is, en as hy dieselfde hoëpriester is wat hy gister was, dieselfde vandag tot in ewigheid sal wees, hoe het die hoëpriester opgetree toe iemand hom aangeraak het? Daar was een keer 'n vrou wat deur 'n skare mense gekom het en sy het die swam van sy kleed aangeraak. Hoeveel onthou dit? En almal het hom aangeraak en Jesus het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? En almal het dit ontken, miskien in 'n gehoor wat so groot was. Almal het dit ontken, maar hy het gesê, iemand het my aangeraak, want ek sien dat deeg, dis krag. Met ander woorde, as ek dit nou sou sê, ek het swak geword. Visioene maak mense swak sien, ek merk dat ek swak geword het. En Petrus het hom bestraf. Petrus het gesê, wel Here, almal raak jy aan en dan kom jy hier en sê, wie het my aangeraak? Almal klop jy op die rug en sê, dit was goed, eerwaarde. Ons is beslis bly om jy te sien, meneer, en alles soos dit, almal raak aan. Kom dan hier en sê, wie het my aangeraak? Hy het gesê, maar dit was 'n ander aanraking, sien, iemand het aangeraak. Nou fisies kon hy dit nie gevoel het nie, want die Palestynse kleed het losgehang. En ek dink hulle het toe 'n onderrok gehad, so dit sou nie, hy kon dit nie fisies gevoel het nie. Maar hy het dit gevoel in die gees, omdat daardie vrou uit God geput het, wat sy nodig gehad het, sien. God in Christus was in die volheid, en ons is dit net in dele. Hy het dit ten volle gehad, sien, nou ons het net gehad, ons het soos 'n lepel water uit die oseaan gekry, en hy het die hele oseaan gehad. Maar julle sien, 'n lepel water het dieselfde chemikalie wat die hele oseaan het, maar net nie soveel daarvan nie. So hierdie gawes word in die kerk geplaas om die kerk aan God toe te bring, om julle te laat weet, om jou te wys, dit waarvoor Jesus gesterf het, jou persoonlike eiendom is. Hulle het eers, en die eerste is daar apostels, profete, leraars, pastore, evangeliste, en dis die kerkampte. Ons het pastore, evangeliste en profete en soorts in die kerk. Al hierdie gedoen is, dan is daar 9 geestelike gawes wat ook in die kerk ingaan, 1 Korintiërs 12. Maar daardie is God geroepte uitverkore liggame wat na die kerk gestuur is om die kerk te bring, die ene te behou, die kerk in lyn en in orde te hou. Ons het dit nodig. Nou as Jesus die hoëpriester is en aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede, hoe sou jy weet jy het hom aangeraak as hy nie dieselfde opgetree het wat hy destyds het nie? Hy sou op dieselfde manier moes optree, sou hy nie, is dit reg? Hy sou so om ons optree, of hy sou nie dieselfde hoëpriester wees nie. Maar as hy dieselfde optree as wat hy toe het, dan weet jy het dieselfde hoëpriester aangeraak wat daardie was. So nou julle sonder gebedskaartjies, begin julle net en bid en sê, Here, daardie man ken my nie, hy weet niks van my af nie, maar laat my geloof hê. Nou moet nie opgewerk raak nie, kom net stil na hom toe, net so eerbiedig en sê, Here, ek glo ek sal die kleed aanraak. Kyk of hy nie reg het omdraai en vir jou sê net dieselfde as wat hy het vir daardie vrou nie. Nou dit, as hy dit nie doen nie, dan het ek hom verkeerd voorgestel aan julle. En hier, almal in daardie gebedsry wat weet dat ek julle nie ken nie, steek julle hande op, ek weet niks van julle af nie, oral in daardie ry af, weet dat ek nie, hoeveel buite nie gehoor weet dat ek julle nie ken nie, steek julle hande op. Daar is nie 'n persoon hier wat ek ken buite, ek sê jammer om dit te sê, natuurlik sommige van hierdie predikers mag ek ken as hulle self so voorstel. Die enigste een waarvan ek regtig nou kan weet is broer Booth Klibben, wat net daar sit, dis reg. En broer Borders, dis die enigste persoon wat ek nou sien, behalwe my seun hier oor kan in die hoek, is die enigste een wat ek in die hele gebou sien wat ek ken. Maar Christus ken elkeen van julle. Nou hier is hulle in die gebedsry. Nou as daar enigiets was wat ek kon doen om julle te genees, sou ek dit doen. As ek geweet het dat om op my knieë te kruip in 'n 25 sent stuk al die pad om hierdie stad hier te stoot, met my neus jou sou genees, sou ek dit begin doen. Ek sou beslis.
Want as dit God se vereiste was, sou ek dit beslis probeer het. Maar dis nie God se vereiste nie. Sien, God het al reeds vir Christus gestuur en Christus het gesterf. Terwille van julle oortredinge is hy deurboor deur sy wonde daar vir julle genesing gekom en die saak is afgehandel. Die ding daarvan nou is vir jou om dit te glo. Dis jou, dis joune. Jy sê ek is verlede jaar gered, broer Branham. Nee, verskoon my, jy het dit net verlede jaar aanvaar. Jy is 1900 jaar gelede gered, toe hy gesterf het, sien. Nee, sien. En julle is al reeds genees, elkeen van julle is genees, van destyds daar af op daardie tyd. Sien, die duiwel het geen wetlike regte om jou te hou nie, hy is net 'n bluf. Dis reg, omdat Christus elke wettige mag gestroop het wat hy gehad het, toe hy dit van hom af weggeneem het op Golgotha. Julle weet, die skuld is net daar heeltemal betaal, so die enigste ding is net vir jou om te glo wat hy gesê het, en dit te aanvaar en daarin vas te hou. Nou, hier het ons al die skrifte en alles wat net hier lê. Nou, hy sal dit doen. Nou, die volgende ding, sal hy dit doen. Nou sien julle waar ek staan? Ek gaan absoluut binne 'n paar minute bevind word as 'n valse profeet om die waarheid te praat. God gaan bevind word, Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid, of die skrif is verkeerd, sien. Nou, Jesus het gesê, hy kan nie genees nie, ons sal 'n ander aand daarop ingaan, hy het nie genees nie, hy het dit net gedoen wat die Vader hom gewys het om te doen, en wat hy die Vader kon sien doen. Hoeveel het dit al ooit gelees? Johannes 5:19, ek doen niks as ek nie sien nie hoor nie, maar die Vader dit sien doen nie. Moes dan 'n visioen gewees het. Die profete het dit almal gedoen. Toe Elia alles neergesit het op die berg Karmel, het hy gesê, Here, ek het dit alles gedoen op u bevel. Alles is gedoen net soos dit is volgens sy opdrag. Ek is julle broer en broersuster, ek sou vir niks in die wêreld hier gewees het as 'n bedrieger nie. Ek het julle te lief daarvoor en God weet wat van hom, sien. Ek het al visioene gesien van dat ek net 'n klein seentjie was. Julle het my lewensverhaal hier en alles daarvan. Dit het om die wêreld gegaan, die foto van die engel van die Here, daardie 4 kolom. Hoeveel het dit al ooit gesien? Laat ons jou hand sien. Sekerlik, daar's alles. Hulle het nie meer geld gehad nie. Die Angeles Tempel het dit alles gevat en hulle het genoeg boeke gehad tot 10 minute gelede 1000. So dis al wat hulle het, maar dis in Washington DC. Hulle het sopas hier bo in Kalifornië 'n paar dae gelede gekry. Dit was die mees uitstaande wat julle nog ooit gesien het. Wat doen dit? As ek vanaand sterf, weet die kerk dat ek die waarheid vertel. God het dit bevestig. Die wetenskaplike wêreldbede George D. Lacey het gesê die kamer sal nie sielkunde afneem nie. Daardie lig het die lens getref. Dit was daar, sien. Daar is dit nou in Washington DC en super. Dis die waarheid, vriend, dis die waarheid. En moenie laat, nou, nie, ek het niks daarmee te doen nie, sien, ek's net julle broer. Maar julle sien in elke eeuw het hulle hierdie dinge laat verbygaan, wat van julle katholieke destyds daar van St. Patrick. Hulle het nooit geweet wie hy was voor hy dood was nie, St. Francis van Assisi, wat van Johanna van Arco. Julle daar as 'n heks op 'n brandstapel verbrand, omdat sy visioene en dinge gesien het, gedink sy was 'n heks naar op 'n brandstapel verbrand, omdat sy God se profetes was. Sien, sy was 'n Beelzebub vir julle. Toe het julle daardie priesters se liggaam opgegrawe wat dit gedoen het en dit in 'n vuur gegooi om boete te doen. Maar laat ek julle iets vertel, dis altyd so, dit gaan verby. Julle weet dit nie totdat dit verby is nie. Dis dieselfde wat dit was met ons Here. Dis elke eeu so. Hoeveel julle mense hier met hierdie lieflike gees kom reguit in en glo nou terwyl ons bid. Father God, it's a great moment just now. Vader God, dis 'n groot oomblik net nou. Honderde mense sit hier. Hulle wag. Honderde en honderde, hier is hulle eerste keer en hier staan ek. Ek weet nie wat om te doen of wat om te sê nie, maar u weet alles. Ek bid dat u my nou sal help, Here. En mag dit so wees dat ek net myself aan u kon onderwerp en hierdie gehore hulle self aan u kan onderwerp. Ons so toegewyd aan God kan wees dat ons nie ons eie gedagtes sou dink nie, maar ons sy gedagtes sou dink. En mag ek so toegewyd wees aan u, Here, dat u gees my lippe sal gebruik om te praat, my oë om te sien, nie tot die eer van mense nie, maar dat die mense mag weet dat God sy woord hou en dit aan die eindtyd is. Mag baie keer en baie genees word, want ons vra dit tot God se eer in die naam van sy seun Jesus Christus. Amen. Net vir 'n paar oomblikke almal eerbiediglik. Nou moenie rondbeweeg nie, sit net baie stil, kyk hier na toe, bid.
Nou, julle sonder, julle daar buite wat siek is, wat nie in die gebedsry gaan wees nie. Just look this way and start praying now. Net hier na toe en begin nou bid. Nou ek en die vrou moet vir die eerste keer reken ek in die lewe as dit reg is sodat die gehoor ver agter sal weet, net sodat hulle jou hand sien, hulle kan nie jou stem hoor nie. Hierdie is ons eerste keer om ooit te ontmoet. Ek sou nooit die vrou ken nie, ek het haar nog nooit gesien nie. Now here's a picture of St. Nou hier is 'n foto van Johannes 5 of Johannes 4, 'n man en 'n vrou wat vir die eerste keer op aarde ontmoet. Now, if I go up to the Nou as ek na die vrou toe gaan en dit sê, miskien is sy siek, miskien is sy nie. Ek weet nie wie sy is nie, ek weet niks van haar af nie. Maar wat as ek na haar toe gaan en sê, sister, you sick? Suster, jy is siek, sy sou sê, ja, ek is siek, lê my hand op haar, sê, prys God, God het jou genees, amen, glo dit gaan van die platform af met blydskap, glo dat jy genees is. Sy sou 'n reg hê om dit te doen, want die skrifte leer dit, sy sal reeds genees. Ja, dit sou goed wees, en dis wat God vir jare gedoen het, maar hy is God. Hy wil nou net 'n bietjie nader aan julle kom. Nou, wat as die Here haar iets van haarself vertel, wat sy weet waarvan ek niks weet nie? And if he knows what Dan as hy weet wat was, sal hy sekerlik weet wat as hy vir jou kan sê wat was, kan hy sy woord neem vir wat sal wees. As hy die verlede kon openbaar, sekerlik, so hy die toekoms kon vertel. Is dit reg? now you do the same thing out there. Just be Nou doen julle dieselfde ding daar buite, bid net en na aan toe so wanneer jy die soort van die agterdog sien, sit en wag, verwondering, afwagting sien, sal dit ophou. then the Holy Spirit just go Sal die Heilige Gees net oor die gehoor gaan en dan sal hulle alles sien plaasvind. Dis julle geloof wat dit doen. Nou as ek en hierdie vrou albei met ons hande op ons nog nooit tevore in die lewe ontmoet het nie, mekaar nog nooit tevore gesien het nie. Hierdie is ons eerste keer om ooit te ontmoet. As die Here vir haar die vrou iets sal vertel wat verkeerd is, of iets van haar wat ek nie weet nie, sal almal van julle glo, sal jy net nou jou hand opsteek sê ek glo, ek glo. Julle weet dit sal deur een of ander krag moet kom, want ons ken nie mekaar nie. Nou jy kan wees soos die moderne fariseer was, sê dis boos, dan sou jy daardie beloning kry. and you say it's Christ like En jy sê dis Christus soos die vrou by die put het en sê het sy beloning gekry. Nou net om met haar te praat net 'n oomblik want ek het haar nog nooit gesien en nou hier is dieselfde ding wat ek gedink het hy gedoen het by die vrou by die put. Nou sien ek wil met jou praat, maar sodra die salwing in die gehoor inkom, and you start believing with all your heart, then it'll jy begin glo met jou hele hart, dan sal dit daar uitgaan sien. Nou ek wil nie hê jy moet niks sê nie, maar net of dit reg of verkeerd is oor wat ook al gesê word en jy sal die beoordelaar wees. Nou, soos ons ontmoet, net soos ons Here en 'n vrou by die put ontmoet het om te praat en met mekaar te praat, het hy op een of ander manier gevind die beweging van haar gees wat haar probleem was. Ek glo God het haar soontoe gestuur. Glo jy dit nie? Ek glo hy het jou ook hier na toe gestuur. Sekerlik hy het, want dis om een of ander rede dat jy gekom het. Now, if anyone can notice, if you could see, but Nou as enigiemand kan oplet, as jy kon sien, tussen my en die vrou staan daar die lig, net hier nou, wat reguit na haar toe gaan. she is a Christian. She's a born-again Christian. Sy is 'n Christen, sy is 'n wedergebore Christen sy is. En sy lê aan 'n geweldige senuwee toestand, dis reg. And feelings comes in the evening time. Maar die gevoelens kom in die aandtyd soort van laat word jy moeg swakheid van jou werk, dan het jy iets anders op jou gedagte wat jou regte plaas is reg, is dit nie? You believe God can reveal it to me? Glo God kan dit aan my openbaar. Dis 'n vergroeisel. Glo God kan my sê waar die vergroeisel is. Dis op die bors. Nou glo dat God jou gaan gesond maak. As dit reg is, steek jou hand op. Goed nou. All right. Go believing it. That's all there is to it. You go and you want that. Go Goed, gaan glo dit. Dis al wat daarin is as jy wil, suster. Come right here, sister. Kom net hier na toe, suster. You believe out there, all of you? Glo daar buite almal van julle. Nou net baie eerbiedig. Now that was at the woman at the well. Now this is a man. Nou, dit was die vrou by die put. Nou is hierdie 'n man. Nou Filippus het gegaan en gevind, of Andreas het gegaan en vir Petrus gevind, hom gebring of dit wat Filippus wat gegaan het en Nathanael gevind het, of een van die man se gevalle sien soos in die eerste hoofstuk van Johannes. A man, I guess this is our first. Man, ek reken hierdie is ons eerste ontmoeting. Jy het my een keer ontmoet, net jouself voorgestel. Natuurlik, ek reken dit was 'n tyd gelede en ek sou niks van jou af weet nie. Goed, dat. Hier is ons eerste keer om te ontmoet. You believe that God that was Weet dat God wat in die dae van Filippus en Nathanael was, steeds dieselfde God vandag is. Jesus alive, the same yesterday, today, and forever.
Jesus lewendig, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. If the Lord will reveal As die Here iets in my sal openbaar wat jy iets in die verlede weet, soos wat jy gedoen het, wat dit ook al was, sien. Ek weet nie wat ek sê nie, want dis my lippe, maar dis sy stem, julle sien. Hy spreek dit net. Jy glo, sou jy, meneer? would every man in here believe if he would do the same? Elke mens hier binne glo as hy dieselfde sou doen. Goed, mag die Here dit skenk. Ek hou daardie horlosie dop, ek dink omtrent 9:30, julle sien. Ek probeer dit uit my gedagtes hou, sien. You're suffering with high blood pressure. Jy ly aan hoë bloeddruk, dis reg, is dit nie? Now you think I guessed that? Nou, dink julle ek het dit geraai. Hy's 'n goeie man, laat ons uitvind of dit was. Kyk hier nou toe dit skenbaar, daar's iets anders op jou gedagte in elk geval. Ja, hy het hartprobleme. That's not all it's on. Dis nie al wat op sy gedagte is nie, iets anders. Daar's iemand hier binne waarin hy geïnteresseerd is. Ek kan hulle gees voel wat net hier sit, ja, voor hom kom. Ek sien dit is 'n vrou, dis jou vrou. Glo God kan vir my sê wat verkeerd is met die vrou daar buite. Sê dit is senuwee toestand en 'n kolon. Toestand in die kolon, dis reg. Glo julle God weet wie hierdie man is as God vir jou sal sê soos hy het vir Simon Petrus en dit sal jy glo met alles. Al die res van julle glo, meneer Eyers, dit is reg. Meneer Eyers gaan huis toe. Jy het ontvang wat jy gevra het. Jesus Christus maak jou gesond. As jy kan glo, is alles moontlik. Dame wat sit met die rooi rok aan reg voor hierdie man met wie met die rolstoel daar aan rand op haar skoot gesit het, hier na toe gekyk het, ruggraatprobleme het. Glo Jesus Christus sal jou gesond maak. You're healed now. Jy's nou genees. Jy, wat het jy aangeraak? Die hoëpriester, dis reg. Amen. Just have faith. Don't En net geloof, moenie twyfel nie. Sien glo daar buite net soos julle hier glo. God is God. Nou sien, sy's 20 tree van my af. Ek ken nie die vrou nie. Het haar nog nooit gesien nie. As dit reg is, wyf jou hand waar die dame ook al was. See, there she is right there. Now, I never seen her, don't know nothing about her. But God knows about her. Sien, daar is sy net daar. Nou, ek het haar nog nooit gesien nie. Ek weet niks van haar af nie. Maar God weet van haar. There's something else happened there. Daar's iets anders wat daar gebeur het op daardie tyd. Yeah, the lady. Ja, die dame huil. Jy het ook ruggraatprobleme gehad. Dis die dame wat daar sit met 'n klein blou kleurige soos hierdie stel. Goed, dis reg. Ek ken jou nie, ken ek? As dit reg is, skud jou hande soos hierdie vir die mense. Hulle weet dat ek jou nie ken nie. Jou ruggraatprobleme is verby. Toe daardie duiwel haar verlaat het, het hy geskree om genade. Dis die rede wat daar uitgeroep het. Sien julle wat dit gedoen het? Het albei van julle verlaat. Nou in plaas van donker oor julle, is dit lig oor julle. Julle is albei genees. Jesus Christus maak julle gesond. How many believes on him now? Sure. Just have faith. Don't doubt. Jesus Christ, the same, yes? Hoeveel glo nou aan hom? Sekerlik, net glo. Moenie twyfel nie. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Excuse me. We don't know. Verskoon my, ons ken nie mekaar nie, God ken ons albei. As God aan my jou probleem sal openbaar, sal jy glo dat ek sy diensknegt is en ek die waarheid praat van hom? I love people, and that's why Ek is lief vir mense en dis hoekom ek hier is probeer help. Well, you're real nervous. Wel, jy is baie senuweeagtig, jy kan skaars eet, jy het, dis reg, dis waar, dis reg. And then you've got something wrong with En your het iets leg. verkeerd met jou bene ook, jy het geval het jy nie, dis reg, daardie. Glo jy, hy gaan jou nou gesond maak? Go off the platform rejoicing, it'll be over. You can try to get healed. The Lord Jesus. Gaan net bly moedig van die platform af, dit sal verby wees. Die Here sal jou genees, amen. If thou As jy canst kan believe. glo. We're strangers to one another. The Lord Jesus knows us both, doesn't he? Ons is vreemdelinge vir mekaar, die Here Jesus ken ons albei, ken hy nie? I wish I could find that faith like that every night in the first Ek wens dat ek daardie geloof kon vind soos daardie elke aand in die eerste aand van 'n diens. Dis wonderlik. Hou net so aan. That side trouble you have. Daardie sy probleem wat jy het, daaroor kan op die punt van die ry, as jy glo met jou hele hart, verlaat dit jou. Aanvaar jy dit goed, staan op jou voete, staan op en aanvaar dit. Trouble's gone from your side. Now you can go home and be well. God bless you. Amen. Probleme is nou weg uit jou sy, jy kan huis toe gaan, gesond wees, God seën jou. Amen. Hospital's an awful thing, isn't it? I see you've been in the hospital. Hospitaal is 'n beskriklike ding, is dit nie? Ek sien jy was in die hospitaal. Jy het hartprobleme, hoë bloeddruk.
Glo jy gaan nou gesond word. Goed, mevrou Laughlin. Jy kan huis toe gaan en gesond wees. Goed, God seën jou. Gaan net hierdie kant toe en word gesond. Hoe het hy geweet wie hy was? Want hy's God. Aangename kennis. Ons is vreemdelinge vir mekaar, nie waar nie? Just a moment, something happened. Nou net 'n oomblik iets het gebeur. There's a younger woman standing here than that. Daar's 'n jonger vrou wat hier staan as dit. I have to watch, it's a light. Ek moet kyk, dis 'n Somebody in lig. the audience. Nou net iewers in die gehoor. Ja, reg hier oorkant, aanbye. 'n Dame wat daar sit, glo jy dat God jou gesond maak? Met die aanbye wat reg agter die rolstoel daar sit en soort van hierdeur aan die linkerkant daar wat daar sit. Glo jy dat God jou sal gesond maak? Staan op jou voete en aanvaar dit. Goed, gaan huis toe, dis alles verby. Jesus Christus maak. What did she touch? The high priest. Wie het sy aangeraak? Die hoëpriester. We're strangers to one another. You believe that God knows who you are, knows all about you, and you believe He could tell me what your trouble is? Will it help you? Ons is vreemdelinge vir mekaar. Glo jy dat God weet wie jy is en alles van jou af weet? En jy glo hy kan vir my sê wat jou probleem is? Sal dit jou help? Sitting right back. Reg agter sit oor die bokant van hierdie stoel, jy bid met daardie keelprobleem wat daar sit. Glo jy Jesus Christus maak jou gesond, dame? Staan op jou voete as jy dit glo. Goed. Wyf jou aan vir God en sê jy aanvaar dit. Goed. Jou keelprobleem het jou nou verlaat. Jy kan huis toe gaan en gesond wees. Well, that's the way to do it. Wel, dis hoe om dit te doen. Wat het jy daar gesê? Jy het gesê, o Jesus het toegebid, jy het gebid. God laat hy my roep. Is dit reg? Wat reg daar agter sit? Wel, jy het artritis gehad, jy het galblaas probleme gehad, dis reg. If that's right, stand up on your feet now. As dit reg gestaan op jou voete, jy kan huis toe gaan, dis alles verby, jou artritis is weg, jou gesindheid teenoor God, maak jou gesond. Vra enigeen van julle enige plek hier binne om nou met julle hele hart te glo, dis die Heilige Gees, as dit nie Jesus Christus is, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid nie, ken ek nie die skrif nie. Glo jy die Here, suster, met jou hele hart, jy is bewus iets is aan die gang, sien, daardie gevoel, daardie baie soete, liefdevolle gevoel, is dit nie reg nie? As dit reg is, steek jou hand op, sodat die mense kan sien. Real sweet and kind. Because between me and Baie you, soet en liefdevol, want tussen my en jou is daar die engel van die Here daar die lig. that growth Jy het 'n vergroeisel, daar 'n vergroeisel is in jou kop, jy's bang, as God vir my sal sê wie jy is, sal jy my glo, moenie twyfel nie, glo. Mrs. Boyle, go home. Jesus Christ will make you well. Have faith in God. Mevrou Boyle, gaan huis toe, Jesus Christus sal jou gesond maak. Hê geloof in God. You want to go eat yourself? En jou aandete gaan eet, daardie ou maagseer is weg, gaan aan op jou pad met blydskap, sê, dankie Here. En dan, waaroor is jy so senuweeagtig? Dis alles senuweeagtigheid. Wel, dit raak net daardie tyd vir jou lewe. Dit gaan jou nou verlaat, gaan huis toe en word gesond. Jesus Christus maak jou gesond en net geloof. Kom hier meneer, jy het een van die gevaarlikste siektes wat daar is, hartprobleme. Maar glo God sal jou gesond maak. Wel, steek jou hand op, sê ek aanvaar dit. In die naam van Jesus Christus, gaan en word gesond. All mine. Om ooggoeis te asma, glo God sal jou nou laat stop met die asma. Goed, gaan op jou pad en wees gesond. Gaan blymoedig sê, dankie Here. Goed, 'n donker skare wees oor die vrou kanker. Glo God sal jou genees van die kanker, jou gesond maak. Steek jou hande op, aanvaar Jesus. Gaan op jou pad met blydskap, sê, dank Here Jesus. Dis hoe om dit te doen. Goed, glo met jou hele hart. Goed. All right, come sister. Goed, kom suster, daardie rugprobleem het jou verlaat toe jy op die platform gekom het. Glo dit en hou net aanloop. Glo God, jy sal regkom. Amen. Moenie nou twyfel nie. Gaan in geloof. Jonge oogseun, glo jy dit met jou hele hart, begin het juig daar en dit sal reg uit jou rug uitgaan en jy is genees. Dank God. Come believing with all your Glo met jou hele hart, o goeiste, hier se baba geskade met die dood met kanker. Glo jy dat God dit sal genees, broer, kom hier. Satan, you evil spirit. Satan, jou bose gees daag jou uit vanaand in geloof. Hierdie groot vrygekoopte kerk van God staan hier. You are exposed. You're a Jy is ontbloot, jy is 'n duiwel en ons bestraf jou in die naam van Jesus Christus, die seun van die lewende God. Kom uit hierdie kind uit. Glo dit, amen. Jy moenie twyfel nie, baba sal gesond word. Glo net met jou hele hart, sien, hy sal dit doen. all right. Goed. Jy's 'n bietjie lam daarmee, maar die hoofsaak is jou diabetes waarvoor jy bang is, maar glo God sal jou gesond maak. Goed. Gaan op jou pad, blymoedig dan en dit sal alles uit en weg wees en jy sal reg wees as jy sal glo. Nou jy weet jy staan voor 'n operasie met daardie gewas, maar glo jy dat God jou sal genees? Goed. Gaan op jou pad met vreugde, sê dank Here Jesus en glo. Nou wil ek vir jou iets vra. Toe ek diabetes vir daardie man gesê het, het daar iets snaaks met jou gebeur, het dit nie? Toe ek dit gesê het.
Hou net aan, hou aan glo. As jy glo met jou hele hart, kan jy ook gesond gemaak word. God seën jou. Hier is 'n vrou wat geskade is met die dood, kanker. Ja, dis reg. Jy doen dit. Goed, glo jy dat God jou sal genees? Here God, kom in die krag van die opstanding van die Seun Jesus en maak hierdie vrou gesond. Ek vra dit in Jesus Christus naam. Amen. Dis 20:10. Dankie. O, ek kan nie wag nie. Ons sal hulle almal opbring, hulle môre aanbring. Hoeveel glo met julle hele hart? As jy ooit gaan glo, glo jy nou. Is dit reg? Glo julle nou? Nou, ek wil vir julle sê wat die skrif sê. Nou julle almal vir my, julle lyk asof dit 'n soort van wasig is daar buite. Julle kan julle voorstel as een visioen die seun van God swak gemaak het, wat van my? Dis waarom ek daardie skrif rukkie gelede uitgelê het. Meer as hierdie sal julle doen sien, nie groter nie, want daar kon nie groter wees nie, net meer. Dis die genade wat ons versterk. Eers wat ek gesê het in die afsluiting van sy bediening toe hy die aarde verlaat het, sy kerk opdrag gegee het, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie in elke skepsel. Julle ken die skrif Markus 16. Nou hy het gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Hoeveel gelowiges is hier binne? Vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. As God hierdie belofte sal hou, sal hy elke belofte hou. Hy is God, glo julle dit nie? Ek wil elkeen van julle mense wat siek is, moet julle hand opsteek. Elke persoon wat siek is, steek hulle hand op. Nou iemand wat hulle hande op het, lê julle hande op mekaar wat siek is. En net julle hande op mekaar wat siek is. Iemand op die rolstoel daar, op die rolstoel daar. Julle, as julle net sal glo, gaan julle iets sien gebeur soos julle nog nooit tevore gesien het nie, as julle dit net sal glo. Nou kyk, moet nie vir jouself bid nie. Nee, bid jy vir die volgende kerel bid vir jou. Sien, jy bid vir die persoon op wie jy jou hande het en die een wat hulle hande op jou het, sal vir jou bid. Ek sal vir julle almal hier bid en hierdie groot klomp predikers sal bid en dan sal julle die heerlikheid van God sien. Nou ek wonder, terwyl julle hande op mekaar het hier of daar sou wees, hoeveel sondaars in hierdie gebou wat Jesus nooit aanvaar het nie, sou dit net nou wou doen. Glo dat Christus hier is, sal julle net 'n oomblik op julle voete staan, ons vir julle laat bid. Sondaars wat nie geglo het in die Here Jesus Christus nie en weet dat hierdie sy teenwoordigheid is. Die hele aanvallige wat julle ook al is, sal julle net 'n oomblik op julle voete staan, julle wat Christus wil aanvaar op hierdie tyd. God seën jou, staan op. Iemand anders nou, God seën jou, seën goed. Iemand anders, God seën jou. Nog een staan op julle voete sê, ek wil nog Christus aanvaar as my verlosser. Staan op julle voete enige plek in die gebou, God seën jou daar agter meneer. Nog een, God seën jou suster, dis reg. Nog een, ons wil sien hoeveel na Christus toe sal kom. Kyk, die Heilige Gees, ek het 'n gebed begin bid vir die siekes en die Heilige Gees het vir my gesê, noem daar die sondaars, 'n jong kerel wat daar agter staan. Hoe weet ek nie dat dit 'n prediker mag wees wat die evangelie sal uitdra nie? Sien, ek weet nie, jy moet net die Heilige Gees gehoorsaam. Staan, wie ook al Christus wil aanvaar terwyl sy teenwoordigheid hier is soos hierdie. Jy sal nooit nader aan hom wees totdat jy hom van aangesig tot aangesig sien. Staan op, God seën jou seun. God seën jou suster. Iemand anders staan op sê, ek nou hierdie is die eerste aand, maar ek wil dit aanvaar. Ek wil hê Christus moet na my toe kom. Ek glo is hier en ek weet as hy my hart ken en die geheime van my hart ken. Hy is dieselfde Jesus wat geleef het in die dae wat verby is. Ek wil hom net nou vir my verlosser hê. Ek behoort in die kerk, maar regtig, ek is nog nooit gered nie, broer Branham. Ek wil staan sê ek wil gered word, wedergebore, gevul met sy gees. Ek wil dit nou hê, staan op, wie anders, terwyl ons wag net 'n oomblik. Hierdie mag die verskil tussen dood en lewe vir jou beteken, vriend. Moenie dat hierdie verbygaan nie. God doen hierdie dinge tot sy eer. Iemand anders net voor ons bid. Goed, God seën julle daar ver agter aan die agterkant. Ek sien dit soos 'n familie wat staan. God seën jou jong kerel, dis baie goed. God seën jou seentjie, dis baie goed. God seën jou seentjie. Is dit nie vreemd nie? Hulle hierdie klein seentjies hierbo nie ouer as 10, 12 jaar oud nie. Julle sê hulle nie. O ja, hulle doen dit. Laat die kindertjies na my toe kom en herinner hulle nie aan sulkes behoort die koninkryk. Hulle hartjies is nog nie deur te veel goed getrek nie. Hulle is sag en hulle kan Christus maklik ontvang. Kees klop, al wat hulle weet om te doen is om te sê, ja Here, ek is lief vir daardie kleintjies wat dit doen. Goed, enig iemand anders net voor ons nou bid. Ek sien die jong dame hier oorkant en 'n jong man en 'n vrou agter aan die agterkant. Ek sien jou daar ver agter en 'n jong meisie. Dis goed. God seën julle. Goed, nou lê julle hande op mekaar, julle wat siek is. Nou julle wat Christus as persoonlike verlosser aanvaar het, onmiddellik na hierdie gebed wil ek hê julle moet hier toe kom en rondom die altaar staan waar ons vir julle kan bid. Die Here seën julle.
Nou laat ons bid vir die siekes almal hoofde gebuig. Nou bid julle nou vir die volgende persoon, net soos julle wil hê, hulle moet vir julle bid. The Holy Spirit. Sy teenwoordigheid, die Heilige Gees wat in die gebou beweeg. Ken jou hart. Voel sy glorieryke teenwoordigheid. O Lord, Creator of heavens and earth. O Here, skepper van hemel en aarde, outeur van ewige lewe, gewer van elke goeie gawe, laat U Heilige Gees net nou in hierdie mense inkom. We know He's in the building. And one time they laid in the shadow of Ons a weet man hy is in die gebou en een keer het hulle gelê in die skaduwee van 'n man met die naam van Petrus en hulle is genees. Hulle het voorskote en sakdoeke van die liggaam van ander afgeneem en hulle is genees. Oh Lord, let it know now. Here, laat dit nou bekend word, nie net die skaduwee nie, maar dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees oor hierdie mense gaan, daar die groot engel van God beweeg hier oor hierdie gehoor rond. Dipping down into hearts that will listen and Sak in harte in wat sal luister en sal glo. Laat dit wees, Here, vanaand dat hulle almal mag weet dat U teenwoordigheid hier is. Hierdie is die teken, mag sy nou sê dit net nou glo, Here. Dat dit die eindteken is en ons is hier aan die einde van die pad en Jesus Christus dieselfde gister vandag tot in ewigheid is hier om hulle beloftes te voorsien. Satan, you have lost your grip. Satan, jy het jou greep verloor. Kom hier uit in die naam van Jesus Christus. Bestraf ons jou as die kerk van die lewende God. Gaan uit hierdie mense uit. Jesus Christ has defeated you and we stand as His servants. Christus het jou verslaan en ons staan as sy diensknegte en bedien met 'n gawe wat deur 'n engel gebring is. Kom uit in die naam van Jesus Christus. Verlaat hierdie mense. With your hands on one another now. Het julle hande op mekaar nou, elkeen van julle wat julle genesing kan aanvaar dat iemand vir jou gebid het. Glo nou dat God se woord waar is. I pronounce every word. Ek verklaar dat elkeen van julle genees is in die naam van Jesus Christus. Nou as julle dit glo, staan op julle voete as 'n getuienis. God seën julle, dis reg. Kyk net. That's the way to do it. Amen. Dis hoe om dit te doen. Amen, amen, amen. Wonderlik, wonderlik. Dis reg, dis reg. God bless you. That's right. Just still standing. Look where a crowd healed at one time. God seën julle, dis reg. Staan nog steeds op. Kyk, waar 'n skare op een slag genees het. Amen. Kyk daarna. Prys God. O, dis goed, dis goed. Hulle staan nog steeds op. All right. Goed, terwyl hulle daar staan, steek hulle hande op. Laat ons hierdie lied sing. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Almal nou, weet wat? Laat ons dit verander. Ek sal hom prys, ek sal hom prys. All right. Praise the Lamb for sinners slain. That's what we want to sing. Everybody Goed, together. prys die lam wat vir sondaars geslag is. Dis wat ons wil sing. Almal saam nou. Goed. Steek julle hande op as julle dit bedoel. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood hath washed away ye stain. I will praise Him. I will praise Him. Verhef net julle stemme. Prys. Let's bow our heads now while we hum it. Laat ons nou ons hoofde buig terwyl ons dit neer. Terwyl jy hom prys nou, julle wat julle hand opgesteek het en julle afvallig is, kom net 'n oomblik hier na toe, staan naby. Ek wil julle hier naby hê sodat ek saam met julle kan bid. Kom reguit af. Julle wat julle hande opgesteek het, beweeg reguit af hier na toe. Kom net 'n oomblik af na die altaar. Dis reg. Kom reguit uit, kom af net 'n oomblik. Ek wil net hier vir julle bid. Self. Ek gaan moet antwoord gee vir julle by die oordeelsdag. Ek wil sien dat julle hier na toe kom. Hy wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader en die heilige engele.
Nou beweeg reguit uit, kom reguit af, dis reg, nou kom hulle reguit af. Nou julle wat selfs as jy nie jou hand opgesteek en jy kom af in elk geval, as jy voel jy wil afkom en na Christus toe kom nou. God bless you, honey, that's fine. Praise Him. Praise the Lamb for sinner slain. You're in the presence of the Is nou in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, nie jou broer nie, die Heilige Gees. glory, all ye people, for His blood has washed away ye stand. Just keep coming, that's right, we'll keep waiting. You Hou net aankom, dis reg, ons sal aanhou wag, bly julle net kom. Come on, one soul. Kom aan, een siel is 10.000 wêrelde werd, kom reguit vorentoe, jong kerel. Give Him love. Give Him your life. Om jou lewe as jy hom glorie wil gee, kom, gee jouself oor aan hom, gee oor. Die groot Heilige Gees, God se speurder, weet alles van jou af. Dis goed, bly net opkom. Nou almal baie eerbiedig vir 'n oomblik nou julle mense wat hier staan wat net die Here Jesus toe gekom het. Dis die grootste ding wat jy ooit in jou lewe gedoen het. Dis die grootste beweging wat jy ooit gemaak het. Nou kyk, dis waar kanker het hierdie platform verlaat en die mense vanaand soos die aande verbygaan, sal julle verlamdes, blindes, krepeles, verdroogdes sien. Alles wat hier genees word, daar word altyd die Here doen dit. Maar hy het iets groter gedoen as dit. Daar, julle sien, julle het hiernatoe gekom, julle het opgestaan volgens die wetenskap, het julle wetenskaplike reëls gebreek. Julle het eers julle hande opgesteek, het 'n wetenskaplike reël verbreek, want julle is veronderstel om julle hande onder te hou, swarte krag hou dit onder, maar daar's 'n gees in julle wat 'n besluit geneem het. Julle het julle hand opgesteek en sê, ja, ek wil Christus hê. Now, see, what was it? Jesus said, Nou sien, wat was dit? Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het teenswoordige tyd ewige lewe. En sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jesus het dit gesê, ons is hier om julle te help, ons het julle lief en julle is ons susters, julle is ons broers. Julle het die grootste besluit gemaak wat enig iemand kan maak is om na Christus toe te kom. Julle het hier na toe gekom, hy wat na hy toe kom, sal hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerk nie. Julle is nou God sien, julle behoort aan hom. Nou buig net julle hoofde en laat ons bid en ons gaan God vra en julle bid op julle eie manier. Nou julle sondes sê net vir julle is jammer vir hulle. Nou toe hy opgestaan het, toe jy opgestaan het dat jy, as jy vir hom sal staan, sal hy vir jou staan. Sien, dit is verby. Nou laat ons hoofde buig en bid nou. Here, hierdie is die trofee van die byeenkoms vanaand met die genesing wat plaasgevind het, die kindertjies en die siek mense wat genees is, honderde van hulle, Here. Daar soveel hier wat gelei het aan haar probleme, verskillende siektes wat ek seker is genees net 'n paar oomblikke gelede. Daar die groot druk voel weggaan en ek weet hulle is genees. Ek bid U Vader om hulle in vrede te bewaar. En nou hierdie kom Here vir die verlossing van hulle siele. Hulle was oortuig toe hulle die teken van die Messias sien, die messiaanse teken wat in sy mense werk. Wys dat hy met ons is. Ek sal met julle wees selfs in julle tot die einde van die wêreld. Vergewe hulle, Here, van elke sonde. Ek weet U het, want niemand kan na my toe kom tensy my Vader hom eers trek nie. En die Vader het met hierdie mense gepraat en hulle het gekom. Nou Here, gee ek hulle aan U as trofee van U genade. Nou hulle is liefdesgawes wat God U gegee het.
U sal hulle in volmaakte vrede bewaar wie se hart en verstand op U gefestig is. Nou skenk Here dat hulle sondes vergewe sal word, weggewas sal word, mag hulle 'n plek inneem in 'n goeie kerk, gedoop word in Christelike geloof en wandel in U heiligheid van nou af. Skenk dit Vader, hulle is nou U sin in Jesus naam. Terwyl julle hoofde gebuig het, elkeen van julle nou wat Christus wil aanvaar as julle persoonlike verlosser, glo dat Hy jou vir al jou sondes vergewe het. Jy wat naby staan, steek jou hand op. God sien hulle, dis reg, God sien hulle, die hele groep het die Here Jesus aanvaar as hulle persoonlike verlosser. Daar's werkers by julle wat waarskynlik 'n kamer hier sou hê vir die Heilige Gees. Ek sou aanraai as 'n prediker van die evangelie, gaan reg in die kamer in daar waar ons vir julle instruksies kan gee oor hoe om die doop van die Heilige Gees te ontvang. Regs na links daar, iemand lei die pad soontoe en gaan reg in hierdie sykamer in nou, waar ons die verhoor vandag en julle daar binne kan kry sodat ons julle kan onderrig. Sluit dan by sommige van hierdie kerke aan. As ek hier gewoon het, sou ek aan een van hierdie kerke behoort het. Hierdie mans verteenwoordig presies wat ek glo. Hulle sou nie hier gestaan het as hulle nie het nie. Hulle is God se manne en hulle is hier vir hierdie doel. God seën julle nou, elkeen van julle. Goed, aan die res van die gehoor nou, buig julle hoofde, elkeen daar buite in die land, buig julle hoofde nou vir gebed.